Ons gesels bietjie vanaand oor onthou julle vir Martin. Martin Luther. Martin Luther. Ons praat bietjie oor die hervorming en ons praat 'n bietjie oor verandering. Ek het gedink, en dis nou spesifiek maar op die mans gemik, maar ek dink die dames kan saamgesels vir 'n ysbreker. Dink julle dat elektriese voertuie het is daar 'n toekoms in Suid-Afrika vir elektriese voertuie? En die afkorting is EVs. EVs. Ek en Marius het nou dag so 'n bietjie ge-WhatsApp oor dit. En ek sien John skud sy kop en John, ons gaan by jou begin. Dink jy daar's 'n toekoms vir EVs? Ja. Hoekom dink jy so? Hulle is volop, hulle maintenance is bitter min. So, ek meen die goed wat nou hier so rondloop, die BYD's en die Geelys en die Volvo's en dit, né? 200,000 kilo se waarborg. Ja, daar's nie olie wat jy kry dit nie op petrol. Die battery op die EV's is gewaarborg vir 10 jaar. Okay. Ja. Okay, wat sal jy sê is die nadeel van die elektriese kar? Op die stadium is die nadeel van hom maar hulle kom ook reg. Die BYD's en die Geelys nou kan amper 700 kilos op 'n charge doen. So dis jou enigste nadeel wat jy het as jy van hier af Kaap toe moet reis, gaan jy iewers vir 'n uur en 'n half moet stop om hom te charge. Nou, wat dink jy? Is dit jou volgende kar? Ek sê pessimis. Ja, daar's nie genoeg plek om te charge op hierdie stadium nie. Soos as ek werk toe gaan en ek het vergeet om te charge, dan moet ek gou na een van die komplekse toe ry om te gaan na een van die winkelkomplekse ry. En daar's nie net altyd, nou is hy besig, daar's een stasie. So as ek daar kom en iemand is besig, kan ek nie, dan moet ek maar wag. Ek kan nie vir my werk sê, sit 'n stasie op nie. Maar jy kry nou 'n home charge ook, né, waar jy hom by die huis ook kan charge. Ja, maar dis wat sy sê, as sy nou te lui is om die aand die kar in te prop, om te charge. Ek het eintlik gaan kyk na die BYD en die Geely nou, om haar nuwe karretjie in te ruil op een van hulle nou. Want sy paaiement, die verskil tussen haar karretjie op die oomblik en die paaiement op die Geely of die BYD is maar R1000 'n maand meer, maar haar brandstofrekening is R3.500 'n maand. Ja. So, Okay. as jy die somme gaan doen, spaar jy so R2.500, want die solar sal die kar ook charge, so dat jy gaan nie eers Eskom gebruik nie. Okay. Maar luister na iemand wat 'n elektriese motor al gevat het vir 'n toetsbestuur. Meisie, wat dink jy? Ek is eintlik so nog vir 'n elektriese kar, ek wil eintlik weghardloop oor ons ysbreker. Maar nietemin, ja, daar is definitief 'n toekoms, alhoewel ek persoonlik dink dit gaan bietjie stadiger gaan as wat daar verwag word. Want dit mos nou ook maar 'n vreemde toedrag van sake. En ons kragverbruik in Suid-Afrika sal my bietjie bekommerd maak. Ek sal bietjie bang wees as genoeg laaipunte langs die pad as jy moet ver gaan nie. Maar sy voordele is baie. Brandstofverbruik, maar alles duur. Alles baie duur. Salome, wat sê jy? Nou, ek stem saam met Annelie oor die krag, maar nou het ek 'n plan gedink terwyl sy dit nou sê, wat van ons kry solar op die dak? Maar dan kan jy nou net in die dag ry, dan kan jy nou nie nag ry nie. Want as jy nou gaan staan sonder jou batterytjies nou pap en die Eskom is op load shedding, ag nee. En elke ou met 'n uur en 'n half vat by die stasie, dink solar sal werk. Dis interessant wat jy nou sê, Salome, daai BYD, John. Toe ons bietjie gaan loer het na hom, toe sê die ou, as jy nou net op Eskom krag is,
en die aand is Eskom af, dan kan jy jou hele huis uit vanaf jou bakkie hardloop. Maar dit is net interessant. Hy word dan soos 'n backup battery vir jou huis. Maar kom ons hoor van 'n petrolkop. Robert, wat sê jy? Is daar 'n toekoms vir die EV's? Ja, weet jy, mense in die stad wat commute werk toe en terug. Ek dink is 'n briljante idee daai. Want ek meen jy ry nie verder as kom ons sê 50 km op 'n slag nie, werk toe en terug. So dit gaan baie goed werk. Ek het al gedink om vir my vrou so 'n kar te koop want Pick n Pay toe en Checkers toe en sy kan nie beplan om al haar trips in een slag te doen nie. Dis huis toe en Pick n Pay toe en huis toe en Kanonkop Spar toe. So daai ding gaan baie lekker werk. Maar ek verruil my Isuzu bakkie wat ek my karavaan mee sleep vir geen elektriese ding nie. Ek beloof julle. Want ek kan met hom amper 800 kilos ry sonder om bekommerd te wees en dan gooi ek net weer 'n bietjie diesel en dan gaan ek verder. Gerda, as jy reg om daai Suzuki van jou te verhou vir 'n elektriese kar. Dit sal maar swaar gaan. Dit sal maar swaar gaan. Ek meen ek het haar nou maar 'n jaar Augustus. Ek dink ek sal haar laat gaan nie. Los my maar. Los my maar. Okay, kom ons praat met Marius wat 'n spesialis is op hierdie gebied. Ek is nie 'n spesialis op hierdie gebied nie, maar my ondervinding oor die jare met batterye is al het die batterye lang waarborg, hou hy nie altyd so lank nie. Ek het nou al baie kere wat ek nou op ons highsides en daai tipe goed, en dis dalk nie dieselfde battery nie, maar dis maar die batterye wat ek mee werk. Elke 2 jaar of 3 jaar moet my batterye vervang, want hy sê hoeveelheid cycles wat hy kan charge, het hy dan nou uitgehardloop en dan hy charge, maar hy hou net nie so lank so wat hy altyd gehou het nie. En ek het al gesien as ouens nou hierdie, jy kry mos hierdie motorfietsies ook wat op die batterye werk. Dan sal hy die motorfietsie adverteer om te verkoop, nie teen 'n slegte prysie, maar dan sal hy vir jou sê die battery moet net vervang word. So ek weet nie, ek is bietjie bekommerd oor die battery se leeftyd. Miskien het hulle nou 'n beter battery daarso, maar al ons gaan weet is oor 10 jaar vorentoe, ja, dit het gewerk of nee, dit het nie gewerk. Ons gaan nie nou weet nie. Ons het nou net 'n belofte. Hier kom nou die vraag, Lisel, sal jy 5 jaar gelede 'n EV gekoop het? Nee, nie met load shedding en alles nie. Maar jy oorweeg dit nou dalk? Nee, ek is baie eerlik as ek nou sê ek het nog nooit daar gedink nie. Toe ek nou die ysbreker sien, toe sê ek vir Marius, okay, nou moet jy gou vir my sê, want ek het daar's net niks blank. Maar ek dink John en Robert sal saamstem. 10 jaar gelede het ons almal gesê no. EV's gaan nie werk in Suid-Afrika nie. En nou begin dit lyk na 'n moontlike oplossing. Tannie Wilma? Sorry John? 10 jaar gelede was soule wat jy in jou huis gesit het 'n groot challenge in jou lewe. Want jou batterye het net nie gehou nie. Maar gelukkig, soos enige iets in die lewe, die tegnologie skuif aan. En dis waaroor ons praat vanaand, daar's verandering. Tannie Wilma, gaan Tannie vir Tannie 'n EV koop? Nee, ek is nie 'n miljonair nie en ek is bang vir verandering. Ek is happy met wat ek het, my klein karretjie, en hy vat nie baie petrol nie, en ek, soos Robert sê, ek gaan ook net kerk toe en winkel toe en terug. Ek ry nie baie ver nie, so miskien Meyerton toe, dis die verste. En ja nee, ek weet nie, ek is baie en as jy miskien ry jy soos hulle gesê, dan kom jy op die pad en dan, ewe skielik sy battery, nee, dankie, want in my kar, as my foon se battery pap is, dan kan ek kom, ek het 'n battery charger, maar ek het nie 'n charger vir, nee, ek is maar old school, ek is liever bang Jan as dooie Jan. Estel, gaan jy EV koop?
Ek sal sê vir 'n tweede karretjie miskien, as jy dit kan bekostig. Maar nie as jou enigste kar en veral nie vir 'n vrou alleenig nie. Ek sal nee, 'n tweede kar of glad nie. Ek sal een nog betroubare doen met 'n petrol of wat ek nog self kan beheer. Maar nee, vir 'n tweede kar Stem saam. Ek dink dat dankie stel persoonlik ek en Andy praat nou baie oor dit, nie dat ons in die mark is vir 'n ander kar nie, maar die kinders hulle is nou elke nuutste model wat nou kom kyk hulle na. Maar ek dink as ek het van gesê as ons ooit moet opgradeer sal dit iets soos 'n vir 'n hybrid wees. Ek sal dalk nog gaan vir 'n hybrid. Jy weet waar jy 'n bietjie petrol en 'n bietjie elektries het, maar ek is nog nie heeltemal vir 'n EV nie. Maar Tannie Wilma het iets baie interessant gesê. Sy sê ons is baie keer bang vir verandering. Bang vir verandering. Right. Kom ons kyk wat sê die Bybel Rina, kom ons kyk wat sê Romeine 12 vers 1 tot 2 en ons praat 'n bietjie oor hervorming en ons gaan spesifiek bietjie praat oor die solas, wie onthou nog waarvoor staan solas? Solas was Saul en Saulus se ander broer, Saula. Kan gesag beteken? Gesag beteken, dit beteken ook pilare. Wat jy heeltemal reg as jy sê gesag, maar daar's sekere goed wat jy nooit kan verander nie. Toe Martin Luther begin het met die hervorming, het hulle 5 saulas gehad. 5 goed wat hulle onveranderbaar is. En alhoewel die lewe verander en alhoewel ons moet verander wat ons nou gaan lees, is daar 5 pilare en ons gaan 'n bietjie vanaand begin gesels en verder gesels goed wat nooit kan verander nie. Okay, kom ons kyk Rina Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek vermaan julle dan, broeders, dat by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelik godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Kyk, ons praat 'n bietjie oor vernuwing, verandering, herskepping, herlewing. Ek dink in Robert en julle gemeente word daar nou 'n bietjie gepraat die afgelope tyd oor herlewing, hervorming, en dis nie 'n spesifieke kerk nie, die hervormers nie, maar hervorming, en die Bybel sê, lyk vir my, die Bybel sê hier in Romeine 12 vers 2, dat ons moet verander. Ons moet verander. Die vraag is wat ek vanaand vir myself vra, hoekom sou Nikodemus in die nag na Jesus toe gekom het en gesê het, wat kan ek doen? Hoekom sou iemand so Saggeus in 'n boom geklim het? Hoekom sou iemand soos Abraham sy gemaksone gelos het in die land Ur en 'n God wat hy nie kan sien nie, wat hy wel kan hoor, gevolg het in die woestyn? Hoekom? Ek dink dat elkeen van ons wat hier is, wil verander. Right, kom ons praat bietjie oor Romeine 12 vers 2. As sulks iemand iets sê oor Romeine 12 vers 2? Dit lyk tog of jy jou hele alles moet opgee. En net gehoorsaam wees aan God se leiding. Dis nie net 'n stukkie, dis is amper nou soos met die karre, né? Jy skraap die een kar en jy gebruik net die ander kar. Daar's nie jy kan nie nog die ander gebruik as 'n backup nie. Ja, jy soos ek wat soos 'n middelpad wil volg met 'n hybrid, 'n bietjie elektries, bietjie petrol nie. Of jy gaan petrol of jy gaan elektries, né? Ja. So verandering moet jy heelhartig aanpak of jy moet hom nie aanpak nie. Dis wat jy vir ons sê nou, Marius.
Soos wat ek hier sal lees, ja. Okay. Nog iemand iets oor Romeine 12 wat vir julle uitstaan? Robert, daar by julle? Maar as 'n mens tot bekering kom, dan moet jy verander. En dis wanneer jy nie aan die wêreld gelykvormig kan bly nie. Wanneer jy moet heeltemal vernuwe. En welgevalle en volmaakte wil van God volg. Jy kan nie net, as jy tot bekering kom, jy kan nie die Here en die duiwel dien nie. Jy moet kies, een of die ander een. Ja, ek hou van wat jy sê, Robert, wanneer ou tot bekering kom. Nou, 'n mens kan net een keer tot wedergeboorte kom. Jy word een keer gebore in die vlees, en jy word een keer gebore in die gees. Maar daagliks is dit 'n proses van heiligmaking, waar ons sekere goed af lê en nuwe goed optel. En dit is hervorming, vernuwing. Nou, kom ons praat oor moenie aan die wêreld gelykvormig wees nie. Salome, kan ek jou pla vir die Message vertaling, dan kan jy vir ons lees die Message vertaling. Soek hom so lank, dan gee ons jou nou 'n kans. Message vertaling vers 1 en 2. Ek wil julle moet luister wat sê die Message. Dit was vir my nogal interessant. Hoekom wil ons verander? Hoekom wil ons verander? Ons sal tog nie meer doen wat ons gedoen het nie. Ja, ek stem. Ek praat Gerda, ekskuus. Ja, dis maar wat ek wil sê. Ons wil nie soos Robert nou net gesê het, aan die wêreld gelykvorm wees nie, want ons het nou ons alles vir Jesus gegee. So ons wil graag in sy wil beweeg. Die ding van verandering, en ons praat oor politieke verandering. Wil julle daaroor praat? Ons kan. Jy verander as gevolg van hitte, of jy verander as gevolg van 'n hartsbesluit. Kom ons gebruik vir Marius en vir Lisel. Hulle sal my verskoon. Marius, as jy, kom ons wees nie grous nie. Marius hou daarvan as hy sy tande geborsel het in die oggend, om nie die proppie terug te sit op die tandepasta nie. Hy sit die proppie terug, maar kom ons sê, hy het nie daarvan gehou nie. Maar vir Lisel was dit gruwel, dat hy nie die tandepasta proppie, en Marius dink dis onnodige energie om dit terug te sit. Ek wou die toilet sitplek gebruik, maar toe dink ek, nee, kom ek los maar daai. Dis 'n debat van ander. So, Marius, om vrede in die huis te hê, wat kan jy doen, Marius? Dan gaan we die proppie opdraai, laat hy nou nie lig kry soos wat die wyn goeie wyn word, of hy het 'n bietjie geur kry as jy ooplos, dat hy net toe is om vrede in die huis te hê. Maar as jy 'n maand alleen leef en Lisel is nie daar nie, wat gaan jy doen? Dan is hy weer terug op die oop. Dan is hy weer terug op die oop. Okay, so Marius verander as gevolg van hitte. Hy wil nie wrywing in die huis sien nie. Maar as Marius nou gaan verstaan, daar gaan kieme inkom en wat ook al, ek meen, ons man sal sommer die toilet sitplek heeltemal af. Jy verstaan, dat ons nie elke keer met op en afslaan nie. Jy verstaan. Alright. Nou kom ons kyk wat sê die Message, Salome. Dit was Romeine 12 sinne, nê, wat ek moet lees. 1 en 2. Maar jy moet hom stadig lees, onthou dis Engels, ons verstaan dit nie. Dis net jy en Robert en Gerda en Tannie Wilma en John wat dit verstaan. Die res van ons verstaan dit niks nie. Place your life before God. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him.
Don't become so well adjusted to your culture that you Okay, fit stop, into ekskuus net. Stop net so 'n bietjie daarso. Het lyk vir my dat elkeen van ons het 'n DNA, 'n kultuur. Marius, ek is terug by jou. Jou kultuur is nie om die proppie op te draai nie, van die tandepasta nie. Okay, lees ons daai sinnetjie weer, Salome. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your Okay, attention on God. ek gaan jou weer daar stop. Help my, julle slim mense, John, Marius. As ons praat van, jy sit hom weer terug op default settings. Wat beteken dit, John? Default settings is jou factory settings waar die fabriek dit gesê dit is eintlik is dit jou default settings is jou factory settings. Jy kan dit verander as jy wil. Stem jy saam, Marius? Ja, dis hoe enige iets of jy as persoon normaal werk sonder enige interference rondom jou. Ja, Robert, stem saam. Ja, Alright. dit wat ek Wat weet is- van die tegnologie. Ja. Wat is die mense default settings? Om sonde te lewe, want ons is in sonde gebore. Ons is nie met nie, ons is in sonde, ons is in 'n sondige toestand. So, as jy sê ek gaan terug na my default settings toe, word ek aan die wêreld gelykvormig. Jy hoef nie eers 'n kursus te gaan loop om aan die wêreld gelykvormig te word nie. As ek 'n speenvarkie vat, Rina, en jy en John besluit, julle het nou nie kinders nie, julle gaan 'n varkie in die huis inbring. Is dit moontlik? Toe ek vir Annelie gesê het ons gaan dit doen, toe sê sy ons het al reeds 'n vark in die huis, ons wil nie nog 'n vark hê nie, maar okay. Stop, Billy. Okay. So as jy 'n varkie in die huis inbring en jy sê nou elke aand vir daai varkie, jy lees vir hom Bybel en jy bid elke aand vir daai varkie en elke aand bad die varkie saam met jou en op die einde slaap die varkie saam met jou en eendag reën dit en die deur staan oop en daar's so groot modderpoel buite op jou erf. Wat gaan die varkie doen? Ja, Wat? swem. Hy gaan wat 'n vark doen, gaan 'n vark doen. Hy gaan hardloop na daar. Gaan jy vir hom moet leer hoe om dit te doen? Nee, dis sy default settings. So jou default settings is om aan die wêreld gelykvormig te word. Omdat jy mens is. Kyk, Salome, ek het jou in die rede geval. Jy was nog besig om te preek. Okay. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Hey, so God wil hê dat jy moet volwasse wees. As die Bybel vir ons sê in Romeine 12, ons moet verander ons nie omdat my vrou so sê nie, ons verander nie om die kerk so sê nie, ons herleef nie, of noem dit nou maar wat jy wil, vernuwe nie. Ek verander omdat ek wil wees die beste volgens my skepingsdoel wat God my geskaap het. Ek wil geestelik volwasse raak. Dis hoekom ek verander. Enige opmerkings oor Romeine 12 vers 1 en 2 nie? John, jy sit diep in ding, praat met ons. Nee, die challenge is om nie terug te gaan na jou default settings nie. Dis so eenvoudig om in die wêreld te leef as om die Here te volg.
En ons sien dit daagliks met mense. Dis baie mense blameer God. Mense blameer nie hulle self nie. Alright. Kom ons gaan na die volgende een toe. Almal van ons sien die nodigheid om te verander. As ons nie verander nie, gaan jy terug na jou default settings toe. So dis iets waar jou default settings is iets wat teen jy moet veg. Ons noem dit heilig maak. Jy moet veg daarteen. En jy moet verander. Nou, wil julle vanaand 'n geheim hoor? Wil julle graag hê dat julle gebede altyd verhoor word? Ja. Ja. As jy wil hê jou gebed moet verhoor word, moet dames sy kouse aantrek. Altyd sy kouse aantrek. En mans moet altyd 'n das aansit as hulle kerk toe. Ja. Ek het 'n ja. John stem saam met my. Jy sien, in die tyd waarin ons lewe, gaan mense na jou toe kom en sê, as jy sy kouse aantrek, as jy 'n das aansit, gaan jy verbeter en jy gaan verander. So, hier lê die geheim vir my. Daar is sekere goed wat nooit kan verander nie. Daar is sekere goed waarin ons glo en waarin ons vas staan. Dis pilare. Ons kan dit nie verander nie. En die eerste pilaar wat ons noem is sola scriptura. Sola scriptura. Dis 'n pilaar van die skrif. Enigiets, as ek vanaand vir jou sê jy moet sy kouse aantrek, Lisel, dan gaan dinge gebeur in jou lewe. Enigiets wat ek vir jou sê, sê jy vir my sola scriptura. Is dit woord gebaseer? As ek vir Robert sê, Robert, jy moet 'n das aansit kerk toe, dan gaan dinge gebeur. Dan moet Robert vir my sê, is dit skrif gefundeer? So hervorming werk, dis die eerste pilaar waarop ons staan. Waar staan dit in die Bybel? Nie die woord waar. As ek kom met verandering, dan is die eerste woord wat 'n mens moet sê, is dit skrif gefundeer. Right. Stem julle saam? Ja. Right. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Rina Gerda. Of nee, kom jy meisie? Johannes 1 vers 3. Johannes 1 vers 3. Die woord van God. Ons praat oor die woord van God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Okay, miskien moet jy vir my vers 1 en 2 ook net lees. Vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. So, waaruit het alles begin? God het alles begin. God het alles begin, maar hierso kom iets anders in. Waaruit het alles begin? Woord. God het gesê, laat daar lig wees. God het gesê, laat die maan daai kant sit en die son daai kant. God het gesê, woorde. So as jy verandering in jou lewe wil hê, en ons smag na verandering, anders gaan ons terug na ons default settings toe. Ek gaan dit baie sê, en julle moet my maar verskoon. Kry 'n woord van die Here. En ek praat met Louis. Louis, wanneer laas het jy 'n vars woord van die Here gekry? Is ek nog besig om verlede jaar se brood te eet? Wanneer laas het ek 'n vars woord van die Here gekry?
Wanneer laas het ek regtig gehoor wat sê die Here vir my? Okay. Iemand iets sê oor Johannes 1 vers 3? Gerda? Matteus 4 vers 4. Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So, wat jou laat lewe, is nie dit wat jy by die kafee of by Spar of by Checkers of by Pick n Pay koop nie. Come on. Wat jou laat lewe is die woord van God. Dit bring verandering. Kom ons kyk wat sê Hebreërs 4 vers 12 Estel. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Hier word die woord van God bespreek. Dankie Estel. Maar daar's een gedeelte wat vir my uitstaan. Dis 'n beoordelaar. So as ek vanaand sê, jou gebede gaan verhoor word as jy sy kouse dra. Waar staan dit in die woord? Nêrens. As ek Sondag preek, of die pastoor of die dominee of die predikant preek, en hy gooi doekies oor jou. Ek dink dan het ek die reg om te vra, waar staan dit in die woord dat hy dit doen? Hallo, het ek gevries? Kan julle my hoor? Ja. Tannie Wilma kan my hoor, dankie Tannie. Alright, so, hier is die antwoord. Enigiets wat jy doen, moet jy beoordeel volgens die woord. Stem julle saam? Ja. Nou kom ons, Lisel, by Johannes 16 vers 12 tot 14. Hier kom 'n interessante ene. En net Lisel gaan hom verduidelik vanaand vir ons. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. Kijk, Tannie Wilma, net vir my mute, daar kom 'n bietjie klanke van Tannie Wilma af. Okay. Kan jy help daar, Marius? Sal sy. Alright. Okay. Lisel, jy gaan nou mooi vir ons verduidelik, wat is die verskil tussen die logos woord en die rema woord volgens hierdie gedeelte? Grieks. Okay. Dis Grieks. Okay. Logos, die logos woord beteken die geskrewe woord van God. Jesus kom en hy sê, daar's nog baie dinge wat ek vir julle wil vertel. Maar julle is nog nie gereed daarvoor nie. Maar soos julle groei, gaan die vriend, die Heilige Gees kom en sekere goed aan julle openbaar. So, wanneer ons na die woord van God kyk, Salome, kry ons die logos woord, dis die geskrewe woord van God, en dan die rema woord, die gesproke woord van God.
Nou kom Louis by jou en sê vir jou, Marius, ek het 'n woord van die Here. Jy moet 'n das kerk toe aansit. En dan gaan jou gebede verhoor. Dan gaan Marius vir my sê, die rema woord, die gesproke woord van God, moet getoets word teen die geskrewe woord van God. Maak dit sin wat ek nou sê? Waar staan dit in die Bybel dat ek moet 'n das aansit om geestelik te groei? So, ek wil hê ons moet hierdie ding mooi verstaan. Al twee, jou logos woord is belangrik. En jou rema woord is ook belangrik. Maar hulle sal mekaar nooit weerspreek nie. En jou hoogste gesag van die woord, is die Bybel. So alles wat in jou lewe gebeur, alle verandering moet in lyn wees met die Bybel. Okay, dit was sommer nou net in 'n neutedop. Die verskil tussen die logos en die rema woord. Hoe werk dit? Ek lees, jy lees, ons lees vanaand 'n skrifgie. En jy sê ek het hierdie skrifgie al 30 jaar gelees. Maar as ons vanaand lees, dan voel dit of hier iets binne in jou uitbreek. En daai skrif kry ewe skielik vir jou nuwe betekenis. En daai skrif word net vir jou lewendig. En jy voel, ons het vanmôre byvoorbeeld in die kerk gepraat oor Tessalonisense wat sê blus die gees nie uit nie. Ons het almal daai skrif al gelees, blus die gees nie uit nie. Maar vanmôre toe ons die skrif lees, blus die gees nie uit nie, toe praat dit hier binne in my. Dis 'n rema woord. Okay. Iemand iets sê nog oor 'n logos en rema woord, John? Nee, ek is reg, dankie Louis. Salome? Reg, dankie. So, ons kan nie net op die logos woord werk nie. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6, meisie. Ons blaai net na 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te beding nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Robert, iets sê oor daai gedeelte? Weet jy, die Ou Testament is die letter, dis die wet. En die Nuwe Testament is die Heilige Gees wat ons lei in liefde. Weet nou wat nou sens maak wat ek nou sê nie. Maar alles wat jy in liefde doen, sal nie ander mens skade aandoen nie. Ek wil by Robert aansluit dat as jy klomp perde vat en ons het nou 1000 perde en ons jaag hulle in 'n oorlog, en wat gaan gebeur met daai 1000 perde in die oorlog? Gaan hulle oorlog wen vir ons? En ons vat 1000 mense en ons stap hulle in 'n oorlog in, dan gaan hulle oorlog wen vir ons? Nee. Maar wanneer ons 'n ruiter op 'n perd sit, maak dit sin. Wanneer ons die geskrewe woord en die gesproke woord, as dit 'n eenheid word, word dit 'n magtige wapen. En ons moet altyd onthou, die gesproke woord van God kan nie verhewe wees bo die geskrewe woord van God. Lisel, jy dink diep. Ja, ek doen.
So, as iemand vir jou sê jy moet sy kouse kerk toe dra, dan gaan dinge vir jou gebeur. Dan het jy die reg om te sê, kom ons praat woord. Waar staan dit in die Bybel? Alright. Kom ons kyk 'n bietjie. Gerda, julle wil nie baie met my praat, dat is reg. 1 Konings 17 vers 2 tot 4. Dis 1 Konings 17 vers 2 tot 4. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: Gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. Kyk. Hierso praat die Here met Elia en sê vir hom, daar gaan 'n droogte kom, maar gaan na die spruit Krit toe. Vers 2 sê, en die woord van die Here het na Elia toe gekom. Is dit reg? Die woord van die Here. En hy het na die spruit Krit toe gaan, die kraai het gekom om hom kos te vat, maar die spruit het droog geword. Wat sê vers 8 tot 9, Gerda? Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar sal ek aan 'n weduwee bevel. Daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Die Here sê, gaan na Krit toe. Elia gaan na Krit toe. Die Here onderhou hom daar. Maar ewe skielik droog die spruit op. Nou kom die Here met 'n nuwe woord en sê, gaan na die weduwee toe. En nou praat ek met Louis, ek praat nie met Johnny, ek praat nie met Robert nie, ek praat nie met een van julle nie. Vra vir Louis, wanneer laas het jy 'n vars woord van die Here gekry? Of wurg jy nog aan verlede jaar se brood? Want nou droog die spruit op, maar die Here het lankal iets anders te beplan vir my. Hy het 'n nuwe rigting waartoe ek moet gaan. Maar die Here het gesê ek moet by Krit bly en by Krit gaan ek wees en Krit gaan ek wees. Daar's iets nuuts, daar is verandering. Die belangrikste woord van God wat jy nou kan hê, is God se woord wat nou is. Wat is God se woord nou vir my? Okay, nou het julle weer hulle gesien, die gansies het weer hulle gesien en hulle wil nie met my praat nie. Rina, praat jy met my? Ek is mute. Dis nogal waar, want soos jy sê, dit is, jy moet verandering ook in jou lewe doen en alles, en ek is ongelukkig nou deur daai gedeelte waar, ja, hy was orgaan in hierdie huis gewees. Dit klink erg, maar dit is weer ek wat net op 'n punt gekom het en besef, nou moet ek bietjie weer werk aan 'n paar dinge in my lewe en waar die Here net weer vir my mooi gesê het, basies rebuild en renew en kom net terug. Daar's 'n liedjie wat sê come back to the art of God en dit is basies wat ja, naweek was 'n chaos, maar ons is terug. Kyk, is reg. Ek is versigtig om oor te gaan na die volgende pilaar toe. Miskien moet ons hom parkeer volgende week. Ek sien ons is so 20:07 al klaar. Kom ons bly net by hierdie pilaar vir 'n oomblik. Nog iemand iets sê oor die woord van God, die ontwinkelbare woord van God. Ek het so 'n maand terug, ek dink is 'n maand terug, was dus JP Leroux gepreek in die kerk. Weet jy, en ek het stryd gehad met my skoonseun in Engeland. Ek het moordgedagtes gehad. En die Here het my daar woord gegee, my gesê ek moet nie my eie krag gaan nie. Hy sal my lei. Ek moet gaan, hy sal my lei, die Heilige Gees sal my lei wat om te sê, wat om te doen.
En dit het my rustig gemaak. En toe het die Here ook vir my gesê, die Heilige Gees ook vir my gesê, onthou wat ek laas jaar vir jou gedoen het. In basies dieselfde omstandighede, toe my kind so siek was, het ek jou ook gelei. So vertrou op my. Ja, wat Robert sê is, hy het 'n nou woord gekry. 'n Paar weke gelede het hy weer 'n nou woord gekry. En nou het jy rustigheid, nou kan jy vlieg en jy gaan die babietjie geniet. Ja, moenie op my eie krag vertrou nie, die Here sal my sê wat en wanneer om wat te doen. So, kom ons vat op vanaand vas hierso en sê, daar's een hervorming, die een sola van die hervorming is, die woord kan nie verander word nie. Dis 'n onwankelbare pilaar, die woord van God. Sola scriptura. Die woord het die hoogste gesag. Maak nie saak watse veranderinge en watse idees kom mense nie. En baie keer dan sal iemand na my toe kom en 'n ruk gelede is ons daar by die voetpad kloof en hier kom iemand na my toe wat ek ken en dadelik vat hy van my hele middag in beslag en hy's besig om die een leerling na die ander leerling vir my te gee en ek kom heeltyd net terug te op en sê, wat sê die woord? Wat sê die woord? Wat sê die woord? En baie keer luister ons na populêre preke en populêre goed wat mense sê, wat sê die woord? Gaan net terug, wat sê die woord? Salome, wat sê jy? Ek sê dit is waar. Okay, iets wat jy wil byvoeg oor vanaand? Nee, ek sal nou ietsie byvoeg, maar dit het nou nie iets te doen met dit nie, maar nee, dit is die waarheid. Okay, Meisiekie, iets wat jy wil byvoeg? Ja, verandering is verseker van kardinale belang. Dit help ons om te groei. Maar solank ons in die wil van God wandel, sal ons op die regte pad bly. Ja, die woord is die wil van God. Is die wil van God, ja. Rina, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek stem saam. Gaan net altyd terug na die woord van God. So as John Evie vir jou wil koop, anders sê ek vir jou, sê vir John, wys my in die Bybel uit waar hy wil dit wil koop. Ek nee, dit gaan jy nie vir hom sê. Dit gaan net 'n ekonomiese besluit wees en dan gaan rustigheid in jou hart wees. John, iets wat jy wil sê? You know, change is good. It's very good. We've just spoken about Evie. Imagine if you hadn't changed in 1994 when cell phone technology came out and you still wanted to use a normal telephone with a wire. What would have happened to you? And I believe that's what the Lord wants us to do as well. He wants, and the only way we can grow is to change. And sometimes you land up on the wrong road. But that's why it's so important to stay in prayer with the Lord, because He's the only one that can bring you back onto the right track again. But you have to change, you have to grow. And people are very, very frightened of change. Ja, ons is bang. Ons wil nie verander nie. Ons wil nie verander nie. Stel iets wat jy wil byvoeg vanaand? Ek is reg, dankie. Tannie Wilma, iets wat Tannie wil bysit? Ek is reg, dankie. Tannie Wilma nou gevloek oor die lug. Ek is reg, dankie. Ek het die woord shibit gehoor. Dit is baie lekker. Ek het 'n knoppie gedruk.
Okay, Tannie, moenie vloek nie. Robert, iets wat jy wil byvoeg? Verandering is reg en is goed, maar toets dit aan die woord van God. Erda? Ek stem saam met my baie slim man. Toets hom. Toets hom. Toets hom. Lisel? Reg, dankie. Meneer Brits? Ek dink daar's 'n verandering in gedragsverandering en system upgrade as ek so kan sê. As ons lewe vir die Here oorgee, dan gaan dit meer oor die system upgrade wat jy stukkie vir stukkie dit wat jy verander wil hê, verander dan. En dan as jy dan die upgrade gekry het en jy gaan terug na default toe, dan is daai verandering klaar in daai nuwe lewe, kan ek maar sê. Is nie jy gaan nie terug heel na die begin toe nie. Maar baie keer dan doen ons net 'n gedragsverandering wat lyk of dit die system upgrade is, maar as jy hom reset dan kom dit maar weer terug. As my vrou weggaan, dan gebruik ek nou maar weer die tandepasta sonder die dopie. So mens moet, ek dink mens moet maar mooi gaan besin elke maar op homself. Het jy net 'n gedragsverandering gedoen in dit wat jy doen? Of is dit regtig 'n system upgrade wat jy gedoen het? Ja. Ja, ek dink Marius sê dit mooi en ek sluit aan by John. As ons in 94 gesê het, ons gaan net Telkom se telefone gebruik, ek soek nie 'n selfoon, die selfoon gee vir my kanker ensovoorts ensovoorts. Waar was jy vanaand? As ons gesê het, ek soek glad nie Zoom en internet en al hierdie goed nie, waar was jy vanaand? Vat bietjie WhatsApp en Facebook weg en ek weet nie, amper het ek moeilikheid en gesê, wat sou die dames in die aand gedoen het? Sjoe, ek het amper moeilikheid nou gehad. Alright, ons verander en ons omarm verandering, maar ons omarm verandering in lyn met die woord van God. Dis een van die pilare wat nooit kan verander nie. Sola Scriptura, die woord het die hoogste gesag. Fluit. My storie is uit. Salome, jy wil vir ons iets vertel en dan begin ons sommer met die gebedsversoeke by jou. Ek wil net baie geluk sê aan Nuwe Horison wat 6 jaar oud is nou. Ja. 6 jaar. Die Here is goed vir ons. Die Here is goed vir ons. En waar ek sit lyk julle net elke dag mooier en ryker en maarder en dit gaan net goed. Enige gebedsversoeke, Salome? Ek wil net graag asseblief net nog steeds my kindertjies ophou en dan nog steeds my vaste versoek van Reinhardsplaas asseblief baie dankie. En ek wil ook maar net baie dankie sê vir elkeen op hierdie groep en vir elkeen individueel baie dankie sê en vir elkeen bid in besonder elkeen van ons. Amen. Salome, Horison het ontstaan as gevolg van COVID, waar ons nie meer kerk toe kon gegaan het op 'n Sondag aand nie. En dis lekker om nog steeds aan te gaan. En ja, ek is so committed. Julle is my familie. Dus ek mis dit as ons nie by mekaar kom nie, mis ek dit. Maar is iets enige gebedsversoek van jou kant af? Ja, dankie. Rina, iets van jou kant af wat ons kan saam bid? Nee, dankbare hart, dit gaan goed, dankie. Rina, hoe gaan dit met jou gesondheid? O, ja, sorry. Ek het gegaan vir my toetse en nou laasweek, dis hoekom dit was bietjie 'n warboel gewees. Die telling is pragtig. Hulle hou my op dieselfde behandeling vir die volgende 4 maande nog en maar hulle is dankbaar die telling en lyk goed en my kardioloog is ook happy. So ja. En hoe gaan dit met jou man se gesondheid? Hy is nou in Augustus, die eerste week in Augustus. Hoe gaan dit met my? Gaan goed. Maar anders dan gaan dit goed, dankie. John, any prayer requests?
Pray for Rina. I don't know what she means about the 5th of August. Here sal saam met julle. Nee. Ons is baie dankbaar. Ons het 'n bietjie afgestaan van die trauma support 'n bietjie om net vir ons 'n bietjie 'n ruskans te gee en net 'n bietjie weer in lyn met die Here en jy weet ja, ons is instrumente in die Here se hande, maar ek dink die Here het ook vir ons gesê, wow, jy moet 'n bietjie stop. Dit word nou 'n bietjie te veel. So ja, ons is nog As jy vat Jesus se lewe, hy het ook maar op 'n stadium bietjie alleen gaan bid en so aan bietjie. Hy kon nie net 24 uur of 24 uur nie. Hy moes ook sy breuke gevat het. Jy stel waaroor bid ons saam, ons bid dat jy nou gesond word. Nou nie weer vir jou boetie kom kuier en kon siek word hier in Nelspruit nie. Nee. Ag maar net die groot trek en die pak en al die goeders, dat ek maar net kan gesond word, dat ek kan sterk genoeg wees om alles te kan hanteer. Okay, jou stem klink sommer baie beter. Jy klink nou nie meer soos my boetie nie, jy klink soos my sussie vanaand. So ons is dankbaar. Ons is dankbaar vir die beterskap. Lisel, iets van jou kant af? Niks van my af nie. Anita het net gevra ons moet vir haar voorbereiding doen dat sy nou môre gaan sy vir haar check-up by die dokter en dan nog steeds vir haar oë. Maar ja, daar's niks van anders nie, dankie. Waar is iets van jou kant af? Nog niks vir hierdie weekie, dankie. Okay. Gerda, Robert, weer eens baie geluk. Stuur ons gelukwensing oor. Daarna Gerda Junior hulle toe en skoonseun en iets anders te ons kan saam bid. Ek is net baie dankbaar dat alles toe goed afgeloop het en babietjie is ongelooflik gesond. Sy is so gesond en hulle is vanmiddag huis toe en ja, dan wil ek sommer sê ons vra verskoning nou vir 'n hele rukkie want hierdie week gaan ons nou Nelspruit toe en dan vlieg ons die week daarna. So volgende Sondag aand besoek ons Raymond Lombard se diens en dan vlieg ons die volgende week. So ja, ons vra verskoning vir 'n hele rukkie nou. As julle daai kant is en julle is moeg gekuier, dan skakel julle in sommer van daai kant af een Ons aan. gaan beslis probeer. Tydsone is nie so ver uit mekaar uit nie. Ja. Robert, as julle hierdie kant is en ons het 'n kansie, ek het ook donderdagoggend 'n afspraakie. Wanneer is jou afspraak in Nelspruit, Robert? Ek het Dinsdag gaan ek vir die inspuiting, maar dis nie 'n verskoning dat ons nie 'n vleisie eers kan braai nie. Ons gaan met die karavaan af. Ons sê julle laat weet. Ons nooi julle vir 'n braai. Gaan julle 'n bietjie vygebome, waar gaan julle wees, Robert? Nee, ons gaan daar by Lakeview, net aan die kant die kerk, is so 'n karavaanpark. Langs Hennies, gaan julle Hennies toe? So kyk, so kan tennis. Ons kan 'n ontbyt inwerk daar by Hennies, ek weet hoekom nie. Okay, net so lank julle nie beklei nie, ek speel sommer. Okay, Robert, julle sal onthou hierdie plekkie agter is beskikbaar as julle nie met die karavaan wil afkom nie, julle is meer as welkom, né? Julle kan die plekkie agter ook gebruik. Enige ander gebedsversoeke, Robert? Nee, ek is net dankbaar dat alles goed gegaan het en dat alles in my lewe goed gaan. Ons kyk nie teen die klein probleempies vas nie, ons kyk na die groot genade van die Here vas. Tannie Wilma, iets wat ons kan saam bid? Ek is reg, dankie Louis. Okay. Ek wil ook net vir die Here sê dankie. Daar was omtrent so 'n week en 'n half wat ek nie kon geslaap het nie. Werklik, Estel was daai week ook hier. Ek het heel nag hier op die stoel gesit en geblaf van 11 uur af tot die son opkom. En ek het nie gedink hierdie ding gaan ooit verbygaan nie. Maar hierdie seisoen het verbygaan. Annelie is daardeur. Estel kan nog besig om daardeur te gaan. Maar ja, ek wil vir die Here sê dankie. Hy's 'n God wat genees. Hy's ons voorsiener. Hy's ons geneesheer. Hy trek vir ons uit. Hy's die Alfa en die Omega. Kan ek vanaand vir julle bid asseblief?
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand na U toe kan kom. En dankie dat U woord met ons deel. Here, U woord is vir ons so kosbaar. Ons besef vanaand dat ons lewe van elke woord wat uit U mond uitgaan. Dankie vir 'n geskrewe woord, dankie vir 'n Bybel, Here. Dankie ook vir 'n gesproke woord. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte inspreek vanaand. Woorde van lewe. Ek kom vanaand, Here, en ek wil vir U sê dankie. Terwyl ek vanaand vir elkeen van ons se loer beskerm, Here, besef ek, is my mense, Here, kosbare mense. Here, en as ek so teenoor elkeen voel, hoeveel te meer voel U nie teenoor hulle, en hoe lief het U vir hulle nie. Ook vir mense wat later kyk en luister, Here, dat hulle net sal besef, Here, U het ons werklik lief. Bid vir elke versoek vanaand, bid vir Robert wat gaan Dinsdag vir sy inspuiting. Ons dink ook aan Anita wat môre gaan, Here, vir haar toetse. Bid vir elke versoek wat vanaand genoem is. U is ons God. Ons is lief vir Here. En dankie dat ons weet, deur U wonde is ons genees. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Mag julle 'n geseënde aand hê, soetlei. Wees warm, steek maar die kaggeltjie aan en maak maar die warmwatersakkie en lê maar na by mekaar as julle getroud is. Die res van julle, vat maar 'n kussentjie of 2 en lê na by die kussentjies. Okay, blessings vir julle. Bye. Bye julle. Stuur vir my foto's van julle EV's.